Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Huiswerks. Ja, ons is in die lydenstyd, ons het dit vir mekaar gesê, ons is nou al so amper halfpad in die lydenstyd. Trouwens, dis nou vandag Woensdag, 2 weke terug was as Woensdag, met ander woorde die begin van lydenstyd, 40 dae, ons het 14 dae van nou alweer agter ons gesit, so, ons is letterlik al so halfpad. Ek gaan vandag met julle praat oor hierdie stukkie, sommer hierso in Matteus 26 en ek gaan net vers 36 lees. Daarna waar na die evangelies verwys is, nadat Petrus Jesus verloon het, staan daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Sit hier terwyl ek daar gaan bid. Vriende, die woord Getsemane is 'n samevoeging van twee woorde wat letterlik beteken oliepers. Nou, ek en Liesel was bevoorreg geweest om 'n hele paar jaar terug daarso 'n bietjie in Jerusalem en die omgewing te gaan kyk, daar waar Jesus gebly het. En as jy nou in die huidige Jerusalem, soos in daai tyd van die Here Jesus, was dit ook so geweest, byvoorbeeld in Getsemane staan, dan is dit, daar's nog baie van die olyfbome, trouwens, hulle het daar 'n kerk gebou met die Onse Vader en allerlei tale, net so half in 'n deel van die tuin, maar daar's van daai stok ou olyfbome wat nog daar so staan. En as jy in daai tuin van Getsemane staan en jy kyk so, hy maak so tussen in die Kedron vallei is, 'n vallei wat so laag gaan met 'n klomp grafte wat ook so in een helling lê, maar op die ander kant sien 'n mens dan die oostelike muur van Jerusalem. Hy is op hierdie stadium toegebou, dis die deel waarop hy goue dom staan. Met ander woorde, as jy hier in Getsemane staan, dan kyk jy eintlik na die oostelike kant van die goue dom, waar die moslems nou op waar die tempel gestaan het, hierdie moskee gaan bou het. Maar dis omtrent seker soos die kraaivlieg so 400 meter wat 'n mens so oorkyk oor die Kedron vallei. En dan in hierdie tuin, drukpers, met die naam drukpers, kom die Here Jesus Christus in die aand voordat hy gevange geneem sou word, letterlik 'n paar ure voordat hy gevange geneem sou word in hierdie tuin. Kom hy en hy besef, môre hierdie tyd, is ek waarskynlik al dood in die graf, het ek 'n moeilike nag deurgegaan, en hy kyk so op Jerusalem, en hy besef daar, in daai stad, gaan dit môre nie maklik wees nie. Van vanaand af, heel nag deur. En daarom, liewe vriende, beleef ons in hierdie lydingstyd, as ons hierdie gedeeltetjie lees, iets daarvan, dat die Here Jesus letterlik in die drukpers van benoudheid is. Ons lees dat sy sweet het soos bloeddruppels later geword. Hy's in hierdie pers van druk, Getsemane, waar die olie gepers is, en nou wil ek vinnig vir julle dit vertel. Die olie wat hulle daai tyd uit die olywe gepers het, en dis waarvoor daai drukpers daar was, is die oliepers, eintlik nie 'n drukpers nie, so oliepers, dis wat die woord beteken, olie en pers wat saamgevoeg is. Hulle het so gewerk, die eerste klomp olywe wat hulle nou in hierdie pers sit, en om vir 'n slaggie net druk was, dan die skoon olie wat uitgekom het. Hulle het hom net so bietjie gedruk, laat die skoonste olie uitkom het, en daai olie is altyd na die tempel toe gevat. Dit was aan God gewy, want dit is die skoon olie. Dis nou maar wat ons vandag sê virgin oil, wat ons hier in die plekke koop, maar dis nie regtig hierdie nie. Hierdie was letterlik die eerste olie wat uitgekom het, wat baie suiwer was, voor hulle begin te veel druk op hierdie olywe sit, en daar begin nou na rond onsuiwerheid kom hierdie skoon olie, en hulle hou dit een kant. Daar in die tempel is dit gebruik om die lampies aan die gang te hou, vir die lampe wat by die altare en al die plekke gestaan het, daar in die heilige deel. Nog 'n mooi simboliek, né, dat die Here in hierdie tuin onder druk is, en hy word in 'n sekere sin die eersteling van olie wat sou sterf, maar weer sou opstaan. En mag ons daaraan dink, mag hierdie lydingstyd vir ons 'n tyd wees wat ons toeskouers was. Ons kan dit nie doen nie. Trouwens, die Here Jesus Christus sê vir sy disippels, bly hier, want hy het mos vir Petrus gesê, waar hy gaan jy nie gaan nie. En daar een kant, waar hy met sy Vader praat, is hy in hierdie drukpers. Vader, laat hierdie lydingsweek by my verbygaan. Vader, as dit U wil is,
Sien julle, ons het Sondag vir mekaar gesê, daar toe hy gedoop is, voor die Heilige Gees om vervul, draai sy gesig na die Vader toe. Hier, in die Olyfperstuin, hier waar hy onder druk is, van die dood wat vir hom wag, draai weer na die Vader toe, en hy praat met sy Vader. Wat 'n voorbeeld. Here, ons loof U, dat U vir ons kom wys het, dat as ons in die drukpers voel, alles is op ons neergedruk, dat ons net na die Vader kan draai. Here, en ons eer U, dat U nie hier weggehardloop het nie, maar dat U getrou gebly het, en die pad geloop het, wat U en die Vader ooreengekom het. Ons eer U daarvoor. Amen. Vriende, sterkte, lekker dag vir jou.